coming into the ministry. By at this time, we know that we need to win souls and bring them into the kingdom of God. And we minister these things again. You know, we give them milk. It's exciting. Sure. Wat 'n voorreg om vanoggend te kan sê, ons is in 'n baie interessante tydperk. En as ons kyk in die tydperk waar ons is, dan het Jesus 'n opdrag gegee vir sy disippels. Hy gee vir 'n opdrag. Hy gee vir meer as 500 'n opdrag. En wat vra hy vir hulle hierdie opdrag? Wat moet hulle doen? Wag vir my. Vir 500 kry die opdrag, wag vir my. Raai hoeveel mense is in die bo vertrek? 120. Dit lyk vir my, daar is soveel wat die opdrag kry, daar is soveel met wie die Here self praat, maar so min wat gehoorsaam is. En dit kry jy oral, met alles wat ons doen in die kerk, oral wat ons doen in die koninkryk van die Here, is daar so baie dat die Here sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, maar as ek vanoggend regtig moet kan sien in die geestelike realm, hoeveel seuns en dogters het julle al na die Here toe gelei? Wie van julle moet eerlik wees? Julle sal so 'n bietjie skaam wees, julle sal nie wil hê die nommer moet wys. Want die opdrag wat die Here vir ons gee, en dit wat ons doen met dit wat die Here vir ons gee om te doen, korreleer nie met mekaar. Jy sien, ons word gemanipuleer deur die samelewing, dat jy moenie oor hierdie dinge praat nie, want ons wil nie mense afronteer nie. Kerk, ons leef in 'n wêreld wat nie net sukkel nie. Ons leef in 'n wêreld wat in skerwe is. Van die nuusopskrifte op ons fone tot die hartseer in ons eie huise is die bewys van die val en die stikkend oral om ons duidelik sigbaar. Mense soek antwoorde in die politiek. Mense soek antwoorde in die filosofie. Mense soek antwoorde in tegnologie. Ek hoor die nuutste is, as jy antwoord het, vra vir AI. Mense soek antwoorde in rykdom. Maar ek het vandag gekom om vir jou te sê, dat die wêreld se oplossing niks meer is as op 'n pleister op 'n koelwond nie. Dit gaan niks help nie. Dit gaan aanhou seer wees. Want die stelsel van hierdie wêreld is aan die skud. Die ekonomie bewe. Die morele weefsel van die samelewing skeur by die nate. Maar terwyl die wêreld paniekerig is, terwyl die wêreld beangs rondkyk, terwyl die wêreld nie weet wat om te doen nie, wil ek vir jou sê, moet die kerk proklameer, daar is slegs een naam bo elke naam, daar is net een naam, en dit is Jesus Christus, net een naam wat kan herstel, dit wat gebreek is, Jesus. Die skriflesing in Romeine 1 vers 16 verklaar hierdie, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Kan jy dit saam met my sê? Hoor wat sê Romeine 1 vers 16. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Kom, ek wil jou hoor. Want ek skaam my nie oor die evangelie van, kan ons dit hard sê? Ek voel jy is nog skaam. Ek beleef jou skaamheid. Ek is eerlik, ek beleef jou skaamheid. Jy sien die probleem wat ons het, is wanneer ons dit eers hard kan sê in die kerk, waar almal van ons veronderstel is om so te voel nie. Hoe moeilik is dit nie om dit daar buite te sê nie? Romeine 1 vers 16 sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. En dit is die begin van Romeine 1:16, maar dan het hierdie skrif 'n verdere openbaring wat jy net kan verstom staan wanneer jy dit besef. Hy sê, want, nou orals waar 'n want is, moet jy besef, hier kom 'n kragtige verduideliking, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God. Die evangelie van Christus is die krag van God. Jy weet, as jy nie krag het nie, dan beteken dit, jy het nie die evangelie van Christus wat jy besig is om uit te leef nie. Dis die krag van God. Tot wat? Tot redding. Vir wie? Vir elkeen wat glo. Elkeen.
wat glo. Maar in die eerste plek vir die Jood en ook vir die Griek. Hierdie skrif is 'n merkwaardige skrif. Want hierdie skrif sê dat ons die antwoord het as 'n Pinksterkerk, amper seker Kingsterkerk, 'n Pinksterkerk. En ek het 3 punte om dit te kom staaf en te kom verduidelik. Is u gereed? Soos 'n goeie Pinksterpredikant sal ek 3 punte vir jou noem, wat die woord van die Here hieroor sê. Punt 1, die evangelie is die enigste antwoord. Die evangelie is die enigste antwoord. Jy sien, die evangelie is nie maar net 'n goeie idee nie. Dit is 'n dinamiese krag. En daarom word die woord hierso dynamos so gebruik. Dis die dynamoskrag van God. Ons het nie selfhelp nodig nie. Ons het nodig hierdie dynamoskrag sodat die poorte van die hel oorweldig kan word. Die evangelie is die enigste antwoord, omdat dit die wortel hanteer. Hierdie probleem hanteer. Nie net die vrug nie. Dit maak nie net 'n mens beter nie. Dit maak 'n dooie mens lewendig. Ag Here, U moet my help met hierdie klomp mense. Kan ek dit herhaal? Van julle mis 'n baie mooi preek. Ek sê, die evangelie van Jesus Christus maak 'n dooie mens lewendig. Ek was dood. I was lost. But now I'm found. I was blind. But now I see. Jy sien, dis daar waar die evangelie inkom en 'n dooie mens lewendig maak. 'n nuttelose stuk niks, rubbish, 'n doel kom gee in die lewe, kom roep tot die bediening. Ek wil volgens sê, daar's manne en vroue wat hier sit, wat geroep is tot die bediening, wat net nog te skaam is en sê, ek hardloop weg vir die evangelie van Christus, want ek skaam my daaroor, terwyl Romeine 1 vers 16 sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Dis nie noodwendig my belewenis van kinders van die Here, en vir my boeties en sissies wat hier is, wanneer ons op straat is nie. So, punt 1 sê, die evangelie is die enigste antwoord. En kan ek vir jou 'n Bybelse voorbeeld gee hier? 'n Bybelse verduideliking gee. Die duiwel probeer om 'n man reg te ruk, wat volgens hulle nie reg is nie. Hulle sit hom in boeye. Raai wat doen hy? Hy breek die boeye. Hulle maak hom vas in kettinge. Raai wat doen hy? Hy breek die kettinge. Hulle gooi hom tussen die grafte. Hy krap hom met potskerwe. Jy sien, menslike pogings kan nie die demoniese magte bind wat 'n stikkende wêreld tuister nie. Maar toe Jesus van die boot afklim, toe Jesus sy voet aan wal sit, toe Jesus die evangelie, die krag ontmoet, die besetene, toe die evangelie krag die besetene ontmoet, toe word hy lewendig, toe word hy gesond, toe genees hy. En weet julle wat word op een oomblik in daai ou se lewe gebeur? Op een oomblik word hy geroep sonder 'n teologiegraad. Was dit my stem wat dit gedoen het? Ekskuus, is bietjie bronchitis. Sonder 'n teologiegraad. Hoor maar, hy's nog nie gedoop nie. Ja? Hoor mooi. Hy het nie 'n Bybelkinderles gehad nie. Hy het nie uitgetree in die kerk nie. Op daardie oomblik roep Jesus hom en sê, gaan vertel vir almal wat hier gebeur het. Gaan word jy die pastoor, gaan word jy die evangelis, gaan word jy die een wat verkondig, Jesus Christus lewe. Ek red en ek genees. Op een oomblik. Maar nee. Ons is nog nie reg nie.
Ek wil jou sê, jy is meer as reg. Jy is vrot reg. Ek wil 'n kragtige verklaring maak. Ek wil vanoggend kom sê, as die kruis dit nie kan regmaak nie, kan dit nie reggemaak word nie. Maar ek dien 'n God wat spesialiseer in die onmoontlike. En vanoggend sit die man en vrou met 'n onmoontlike situasie. Is iemand wat sê, my situasie is onmoontlik. Vandag sit hier so manne en vroue met onmoontlike huwelike. Ek praat nie van jou vrou nie, ek praat van jou huwelik. But God. Jy sien, al wat dit kort is 'n kragtige verklaring van jou vandag om te sê, as die kruis dit kan doen, wil ek by die kruis kom kniel vandag. Punt 2, ons praat oor die bovertrek. In die bovertrek is daar een ding wat hulle doen waarvan ons nie hou nie, en ek het so rukkie terug lekker hieroor bedien, hulle het gewag. Ek is nie 'n goeie wag ou nie, ek hou nie van wag nie. Enigiemand sê, ek is ook nie, dis nie my gunsteling ding om te doen wag nie. Jy weet, dis hoekom, ek ken nie ou wat so lief is vir wag, ek stap Pick n Pay toe, dan sê hy, waar is die langste ry, ek wil kyk hoe lank ek kan wag. Is daar iemand so iets, daar is nie so iets nie. Jy soek die kortste ry. Hoekom? Want jy hou nie van wag nie. Jy wil klaarmaak. Maar in die bovertrek is daar hierdie een ding wat hulle moet doen. Hulle moet wag. En ons bevind ons nou in hierdie seisoen soortgelyk aan die een tussen die opstanding en Pinkster. Die wêreld was vyandig. Die disippels was min. Die duisternis het dik gevoel. Ek weet nie of julle al hierdie beeldspraak snap wat ek sê nie. Die disippels was bang. Maar Jesus het hulle nie gesê om uit te gaan en jou bes te probeer nie. Hy het vir hulle gesê, gaan wag. Jy sien, wag het hierdie vermoë om vir jou te sê, ek wil dit nou doen. Ek weet nie wie van julle nie, maar as my pa gesê het, kyk, ek het nou mos nog in die dae van lyfstraf groot geword, ek weet nie wie van julle is ook so bevoorreg gewees nie. Een ding wat ek geleer het van lyfstraf is, dit laat die was in jou ore smelt hier van onder af. Gebeur nie anders nie. Een ding wat ek nie gehou het is gesê, gaan kamer toe en wag. En dan het my ma bygevoeg, smeer solank jou boude vet. Ek weet nie wat dit tot vandag nie wat dit beteken nie. Wie sal dit doen? Maar dit is wat gesê is. En dan sit jy daar binne en jy wag vir jou pak sla. Nou kom wees eerlik, ek is daai tipe wat sê, pa asseblief, slaat my nou en kom ons kry dit klaar, want daai wag is nie lekker nie. Maar hierdie wag was 'n ander wag. Hierdie wag was 'n wag tot voorbereiding vir dit wat God in stoor gehad het vir die disippels wat bereid was om gehoorsaam te wees en te wag. Hoor wat sê Handelinge 1 vers 4, 5 en vers 8. En toe hy met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria, en tot aan die uiterste, die uithoeke van die aarde. Jy sien, hierdie wag was God se plan vir sy disippels. Jy sien, die bovertrek was nie 'n plek van verveligheid nie, was nie 'n plek van sit en niks doen nie, dit was 'n plek van voorbereiding. Dit was 'n plek van geboorte.
Dit was 'n plek van afwagting. Hulle het nie daar gesit en duime gedraai nie, Walter. Hulle was eendragtig by mekaar. Hulle het gewag en hulle het 'n begeerte gehad vir die Heilige Gees vuur in hulle lewens. Die lewe van die moderne kerk is so anders. En die rede waarom die moderne kerk dikwels swak is in 'n stikkende wêreld, is omdat ons probeer werk het sonder om te wag op die plan van die Here. Ons wil die platform hê sonder die gebed. En ek sien dit gereeld. Ouens wil bo staan, hulle wil bedien, maar hulle wil nie die werk op die grondvloer doen nie. Hulle soek die platform. Ek wil vir jou sê, dis niks anders as dat jy bietjie wil gesig koop nie. Jy bietjie gesien wil word nie. Dit bietjie oor jou eie ego en jou eie ek gaan. Jy sien, is wanneer jy opstaan in die oggend en jou preek nie op die lesenaar kry nie, maar nog onder jou lesenaar op jou knieë. Wanneer jy opstaan en weet daar's van jou vriende wat saam met jou vanoggend bid, want hulle weet jy's besig om in te tree. Jy sien, ons wil die invloed hê sonder die invulling. Maar as ons nie die invulling van die Heilige Gees het nie, wil ek vir jou sê, gaan jou invloed niks beteken nie. Jo, hierdie klink nou so mooi, plaas ek het neergeskryf het. Ons wil die invloed hê sonder die invulling. En dit is tyd dat ons eerder 'n begeerte het vir die invulling van die Heilige Gees, want dan sal die invloed outomaties kom. Ek dink byvoorbeeld aan 'n voorbeeld in die woord van die Here, aan nou Petrus. Hy moet nie net so praat van hom nie, Petrus. As kyk na Petrus, in 'n stikkende, gebroke wêreld, staan hy, en in die binnehof is hy 'n binnehof lafaard. Omdat hy die regte teologie gehad het, hy het die regte Jesus geken, hy het saam met die regte Jesus geloop, hy het saam met die regte Jesus geëet, maar hy het nie die invulling gehad van die krag, van die dinamoeskrag van die Heilige Gees nie. En in hierdie binnehof verloon hy Jesus aan 'n diensmeisietjie wat vir hom vra, is jy nie een wat saam met Jesus geloop het nie? Hy sê, ek ken hom nie. Maar na 10 dae se wag in die bovertrek, dieselfde man met dieselfde teologie. Ek wil jy moet dit hoor vanoggend, want jy gaan dit mis. Hier sit manne met die teologie, hier sit manne met die kennis van wie Jesus is, hier sit manne met die belofte van wat God wil doen, maar die rede hoekom jy nie suksesvol is want jy het nie die krag of die invulling van die Heilige Gees in jou lewe nie. Pastoor, ek weet nie, ek bly sondig, wag op die Here. Ontvang die invulling. Na 10 dae in die bovertrek. Na die geluid van 'n geweldige rukwind. Die tonge van vuur op sy hoof gaan sit. En daar dieselfde lafaard het voor presies dieselfde mense wat in daai binnehof was gaan staan. Dieselfde mense wat sy Jesus, sy meester, sy koning kom kruisig het hy vir daai selfde mense gaan staan. Iets anders het gebeur. Die invulling het plaasgevind. En hy skree uit, bekeer julle! Hy gee nie om oor die gevolge nie. Want vir hom is om te lewe Christus en om te sterwe is 'n wins. Is jy moeg? Is jy moeg om oorwin te word? Is jy moeg om nie manne moet te hê om die waarheid te kan praat nie? Is jy moeg daarvoor dat die wêreld se stikkendheid in jou gees kom inkruip? Ek's moeg daarvoor.
Want die stikkenheid van die wêreld wat ek sien, kom op so een of ander manier, op 'n baie slinkse manier, en dit kom kruip so binne in jou gees in. Is ek reg? Weet jy waarvan ek praat? Jy sien, jy het 'n bo-vertrek ervaring nodig. Jy moet by die altaar bly. Totdat die vuur val. Nou, ek het 'n vriend gehad, ek was klein, 14, 13, ek weet nie wat ouderdom nie. Ek het 'n vriend gehad, hy wil graag gevul geword met die Heilige Gees. En ons kom uit en ons bid en die ouens is gevul met die Heilige Gees. En ek sal nooit vergeet nie, sy naam was Pieter. Ek dink dit was Pieter. Nee, ekskuus, sy naam was Loukie. Loukie, onthou dit nou. En terwyl almal weggestaan en nog steeds daar. En nog iemand het vir hom kom bid en nog iemand het vir hom bid. En jy weet, ek is maar so bly dat ek toe nou nie daarvoor gestaan nie, want buitekant was daar so 'n heerlike sop met vetkoek gewees in die saal van die kerk. So ek is baie bly, ek hoef nou nie daarvoor te gaan staan dat hulle vir my bid nie. Ek eet heerlik sop en vetkoek. Maar die volgende oomblik hoor ons so geremoer daar uit die kerk uit. En ek stap so met my sop en my vetkoek nader en ek sien hoe Loukie gedoop is met die Heilige Gees vuurkrag. Jy sien, terwyl almal weg was, het hy iets gesnap, hy het 'n begeerte gehad vir daardie ontmoeting met die Here. Hy het gesê, ek sal nie loop nie. Hy het gesê, ek gaan nêrens nie. Hulle is daar sop, hulle is daar vetkoek, hulle is daar beloning aan die ander kant. Jy sien, my geestelike emosionele intelligensie is van so 'n aard dat ek by die Here wil wag vir sy krag. Altyd preek ek oor daai voorbeeld vir daai vriend van my. Ek weet nie waar hy is vandag nie. As hy hierdie uitsending sien, bel my. Punt nommer 3. Die uitstorting. Die uitstorting beteken van gebrokenheid na vrymoedigheid. Vanaf ek kan nie na ek kan. Van ek's te bang dat ek het genoeg mannemoed. Ek wil gou hierdie verklaring maak. Hier's baie van ons wat nie ons volle 10de kan gee nie, op grond van dat ons nie gevul is met die Heilige Gees en nie die mannemoed en die krag het om dit te doen. Want as jy gevul is met die Heilige Gees, moet jy die krag kan hê om dit te doen. Om God te kan vertrou. Want sy krag is in jou. Wanneer die Heilige Gees val, begin die stikkende wêreld oplet wat aan die gang is. Die Bybel sê dat toe die geluid van die wind gehoor is, die menigte het saamgestroom en kom kyk, wat gaan nou hier aan? En hier is 'n kragtige verklaring wat ek wil maak vandag. Die wêreld soek nie 'n relevante kerk nie. Die wêreld soek op die oomblik 'n opgewekte wakker kerk. Gevul met die Heilige Gees. Hulle het nie meer rookmasjiene nodig nie. Hulle het die rook en die heerlikheid van God se teenwoordigheid nodig. Jy sien, die evangelie is die antwoord, omdat dit vir ons 'n hoop gee, wat die wêreld nie gee nie. Die wêreld kom neem eintlik daardie hoop van ons af weg. Wanneer jy vol van die Gees is, kan jy deur 'n begrafplaas stap. En wanneer jy in die begrafplaas stap, sien jy nie grafte nie, jy sien 'n tuin van die Here. Jy kan deur 'n resessie stap. En terwyl jy deur 'n resessie stap, sien jy nie armoede en seer en pyn nie, jy sien die voorsiening van die Here in jou lewe. Jy kan deur 'n siekte stap, en jy sien nie die dood nie, jy sien die genesing van die Here. Is jy hier? Wat sien jy? Want as wat jy sien negatief en dood en siek en pyn en hierdie dinge is, en jy sien nie die belewenis van wat God eintlik vir jou instoor het nie, dan mis jy die dinamoeskrag van die Here in jou lewe. So vanoggend is daar net een oproep vir elkeen van ons. En hierdie oproep is 'n oproep wat ons moet maak aan manne en vroue wat sê, ons ken die Here, ons dien die Here.
Ek is by 'n troue so rukkie terug. Ek sluit af. En by die troue kom daar so 'n oomie na my toe. Ek dink hy's 86 of so iets. Hy stap na my toe, hy sê, kan ek gou met jou praat? Ek sê, ja oom. Hy sê, ek wil gou vir jou vandag 'n ding sê. Jy's mos 'n pastoor. Ek sê, ja oom. Hy sê, ek wil net vir jou sê, pastoor, ons is mos nou geskuif na 'n plek van versorging toe ek en my vrou. Ek sê, ja oom. Weet, ou mense het altyd die interessante storieetjies wat 'n ou luister. Maar hier het vir my uitgestaan. Hy sê, en in hierdie versorgingsoord, wil ek vir jou sê, het my dominee ons glad nog nie kom besoek nie, en ons het nou nie 'n kar dat ons nou meer kan rondry en gaan waar ons wil nie, maar, en ek tog hier kom dit, na die maar, hy sê, maar, daar's 'n pastoor wat elke week vir ons kom kuier. Hy sê, en ek nooi hom vir koffie, jy gaan nie glo nie, die pastoor sê, natuurlik oom sal ek by jou kom koffie drink. Hy sê, hy sit by my in my huisiekie, is baie klein, hy drink saam met my koffie, hy sê, terwyl ons koffie drink, vra hy my hierdie vraag, hy sê, pastoor, jy kan nie glo wat vraag vra hy my nie, hy vra vir my, ken ek Jesus? Ek sê, ja, hy sê, het jy Jesus al aangeneem as jou persoonlike saligmaker en vriend, het jy 'n geestelike geboortedatum? Ek sê vir my, ek het nie sulke goed nie, ek het maar nog altyd in die kerk groot geword, ek was maar nog altyd 'n Christen. Hy sê, oom, dan moet 'n dag en 'n datum, 'n plek en 'n tyd wees, wat jy sê, ek het Jesus aangeneem, as my persoonlike saligmaker en vriend, wil jy hom nie vandag aanneem nie? Hy sê, pastoor, ek wil vir jou sê, ek het 'n datum. Jy sien, ons word in die kerk groot. En ons dink ons is gereed. Ons dink ons is reg. Jy verwag ek moet na jou kyk en die vrug sien wat jy dra, want ek wil hê jy moet die vrug sien wat ek dra, as kind van God. Maar die kerk bloei. Vond ons het die dinamoeskrag van die Heilige Gees een kant toe geskuif. Ons wil met ons eie wysheid en ons eie krag en ons eie begeertes en ons eie dinge aangaan. Wag 'n bietjie. Nie nou nie, God. Wag 'n bietjie, soete Heilige Gees. Is net gou eers besig hier met my eie ding. En soos Petrus, verloon jy hom in die binnehof, verloon jy hom by jou werk, verloor jy hom by daai rugbybraai, verloon jy hom waar jy gaan, want jy skuif die dinamoeskrag van God uit jou lewe uit. Sien, die evangelie vereis 'n reaksie. Praat vandag met kinders van die Here. Jy sien, jy kan nie dieselfde bly. Jy kan nie God ontmoet en dieselfde bly nie. Die Bybel sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is naby. Bekering is nie net om jammer te sê nie, dit is om 'n u-draai te maak. Dit is om weg te stap van jou stikkendheid, van die sonde en van die verkeerd en na die arm van die verlosser in te hardloop en te sê, hier is ek, Here, gebruik my. As jy hier is, en jou lewe is in stukke. As jy hier is en jy besef jou lewe het 'n gedaante van godsaligheid aangeneem. Sonder krag. Wil ek vir jou sê, is daar een plek waar jy vanoggend moet wees, dis hier voor by die altaar en sê, Here, dinge in my lewe moet verander. Vir Mariaan vra om op te kom, saggies met te speel. Sien, ek wil nie sê jy moet wag vir die koortjie nie. Ek wil jy moet man en vrou hier voor wees wat sê, Here, ons het nie nodig. Maar weet wat dit gebeur nie? Kom ek sê vir jou hoekom? Want jy is te bang, want wat sal die mense van my sê? Gaan die mense nie dink, Jessie, ek is al so lank wat ek sê as 'n kind van die Here, maar nou besef ek, hulle gaan nie vir my skinder nie. Wat gaan hulle... Hoor nou mooi. Ons is in die bovertrektyd. Dis tyd om by Jesus uit te kom. Gee nie om wie jy is nie. Gereeld kom ek sê, Here,
Kom vul my met meer van U. Vanoggend wil ek vir jou sê, die bovertrek is oop. En die vuur is gereed om te val. Waar is sy kinders vanoggend? Want van die 500 wat daar gesê word, wag 120. Kerk, ons bloei. Die kerk bloei, die kerk wat veronderstel is om die antwoord te wees vir 'n gebroke wêreld, bloei, in plaas van dat ons die herstel van die wêreld na vore bring. So vanoggend wil ek jou vra, wie kan vandag staan en sê, Here, ek staan skuldig op grond van hierdie boodskap voor U. Staan saam. Hier is so baie wat staan. En ek kan jou kyk by die kop. Maar God kyk hier binnekant. In jou hart, daar waar jy dink jy dinge kan wegsteek. Vir die mens weet God wat aangaan. Kom ons sluit ons. As jy staan, wil jy vra, wil jy nie net jou arm so ophef na die koning volgens sê, Here, ek wag op U. Wag op U. Here God van Abraham, Isak en Jakob. Ons staan vandag in hierdie huis en erken dat ons niks is sonder U Gees nie. Here, ons bekeer ons dat ons probeer het om U werk in ons eie krag te doen. Ons bekeer ons dat ons toegelaat het dat die stikkenheid van die wêreld, die lig van die evangelie wat in ons harte is, kom verdof het en kom verdoof het en kom uitwis het. Nou kom vra ek, Here, in die magtige, soewereine, kragtige naam van Jesus Christus. Kom vra ek, Here, soos wat U die kettings kom genees het, wat om die beseter van Gadara was, ook ons te kom aan. Here, ek beveel elke gees van slawerny, verslawing, van depressie, vrees, in die naam van Jesus, wyk, verlaat hierdie plek. Heilige Gees, my gebed is terwyl ons op U wag, dat U op hierdie gemeente sal kom val. Waai deur hierdie heiligdom soos 'n geweldige rukwind, Here. Steek ons harte weer aan die brand. Met daardie kragtige Pinkstervuur, Here. Ons wil nie weggaan soos wat ons hier ingekom het, Here. Gee ons vrymoedigheid, soos wat Petrus gehad het toe hy gevul is, dat ons kan uitroep, Here, met vrymoedigheid uit ons harte uit, sonder om terug te hou, dit wat in Romeine 1 vers 16 sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Gee ons die vuur. Ons verklaar dat ons meer as oorwinnaars is in Christus Jesus ons Heer. Here, ons verklaar dat ons met ons familie sal praat, hulle sal leer, en gaan die werk. Dat U ons sal kom vul in ons gemeente, ons families, ons kinders, ons kleinkinders, sal kom vul met U heerlikheid. Here, in hierdie wagperiode is dit my begeerte dat elke van ons harte sal oopmaak, om hierdie krag te ontvang, gevul te word. In die wondersoete naam van Jesus Christus bid ek dit, Here. En pleit ek
dat elkeen vanoggend hier sal uitstap en sê, ek wil meer wees soos U. Here, want net U Gees gaan ons verander. Net 'n ontmoeting met U sal ons verander. En daarom kom bid ek, Here, vir meer van U. Here, ek bid dat ons gemeente onskudbaar sal wees. Dat ons gemeente U lief sal hê as ons eerste liefde. En U sal eer met alles wat binne in ons is. Amen en amen. Die Here sê. Ek wil vra dat die musikante van vorentoe kom en ek wil ons afsluit met 'n liedjie. Doen dit nie gereeld nie. Ons gaan afsluit met 'n liedjie wat sê I can only imagine. Thank you for watching. As we come to the end of this powerful message, we invite you to be part of something greater. At Barberton Full Gospel Church, our mission goes beyond these walls. Through our benevolence ministry, we bring hope to those in need. We care for the elderly. And through the Barberton Recovery Center, BRC, we walk with individuals on a journey of restoration, healing, and new beginnings. We also invest in the next generation through Kids in Christ. But we cannot do it alone. Your partnership can make a real difference. Whether through giving, volunteering, or prayer, you become a vital part of changing lives and building a stronger community. Join us, stand with us, be the hands and feet of hope. Barberton Full Gospel Church, together we make an impact that lasts.